Hallo julle en baie welkom by ons klein groeples vir vandag. Ons is steeds besig met die reeks, dis tyd om te groei en ons is besig met deel 3. Nou as jy met enige suksesvolle saaiboer praat, sal hy vir jou sê hoe belangrik seisoene in ons lewens is en hoe belangrik dit is om die verskillende seisoene te verstaan. Hy sal vir jou sê tydsberekening is alles, daar's 'n tyd om te plant en daar's 'n tyd om te oes. En as jy op die regte tyd plant, dan kan die saad, jy weet, op 'n goeie tydperk ontwikkel en dan bring dit vir jou 'n goeie opbrengs. Nou, die lewe bestaan ook uit verskillende seisoene en ons het teen al daardie seisoene beleef. Jy is dalk in 'n seisoen van verandering, jy verander werk of jy trek dalk na 'n ander stad toe, of daar is 'n klein ding wat in jou huis inkom, en daar is 'n klomp verandering in hierdie seisoen van jou lewe. Of jy is dalk in 'n seisoen van verlies. Jy verloor iets, dit is dalk 'n verhouding wat jy gehad het met 'n vriend of 'n vriendin, en dit werk net nie meer uit nie, of jy verloor dalk 'n werk, of jy verloor dalk iemand aan die dood. En daai seisoen het definitief 'n groot effek aan ons. Maar hoor wat sê die Prediker in Prediker 3 oor die verskillende seisoene in ons lewens, en ek lees vir ons hier in Prediker 3 vanaf vers 1. Dit sê, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans. Die skrywer sê, as jy hierdie stukkie lees, sal jy agterkom dat lewe is nie lineêr nie. Lewe is so bietjie soos 'n wipplank, op en af. Jy's tussen sekerheid en onsekerheid, tussen lag en huil, tussen treur en dans. En dis nie voorspelbaar nie. Dis glad nie maklik nie. Hoor wat sê hy 'n bietjie verder hierso in Prediker 3 vanaf vers 11. Dit sê, God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar ek het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en in die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Ek het tot die insig gekom dat wat God doen blywend is. Jy kan daar niks byvoeg nie en jy kan daar niks van wegneem nie. God doen dit sodat die mens vir hom ontzag sal hê. Vanuit hierdie stukkie is daar 'n paar goeters wat ons kan agterkom oor seisoene. Die heel eerste ene is, seisoene is buite ons beheer. Nou, ongeag van jou ouderdom, jou geslag, jou geloof of selfs jou ras, word ons as mense in situasies gesit waarvoor ons nooit beplan het nie. Jy kry ewe skielike oproep oor jou gesondheid, of iets gebeur by jou werk, of jy verloor 'n groot kliënt wat vir julle die nodige finansies ingebring het. Alhoewel ons as mense ons bes probeer om al hierdie situasies te beheer, kan ons kan dit nie vermy nie. Dit is nie altyd in ons beheer nie. Soms kom die seisoen en daar is niks wat ons daaraan kan doen nie. 'n tweede punt is, seisoene is tydelik. Nou die Prediker verduidelik dat die seisoene wel gaan kom, maar dat dit net tydelik is. Wanneer ons as mense in die winter ingaan, begin ons kla oor die koue en hoe droog dit in die lug is, maar net 3 maande later, dan begin dinge weer verander. Dan sien ons weer uit vir die somer en ons is opgewonde oor dit wat gaan gebeur. Nou, net so moet ons verstaan dat die seisoene in ons lewens nie vir ewig is nie, maar tydelik. En dan 'n derde punt is, seisoene het 'n doel. Al beskou ons winterseisoene as doelloos, moet ons verstaan dat elke seisoen sy eie doel verrig. Net soos die 4 seisoene hulle unieke doel het,
is daar 'n doel vir my en vir jou, vir ons seisoene wat ons so deur die lewe beleef. Nou, die vraag wat ons vandag moet vra is, wat kan jy doen om die seisoene optimaal te benut? Nou, ek wil graag vir ons 3 punte gee. Die heel eerste ene is, sien die groter prentjie. As ons waarlik as ons waarlik 'n goeie en lewendige God dien, kan ons rus vind in die midde van ons seisoene. Want God is besig om te werk aan die groter prentjie. Nou, in 'n poging om die Romeinse kerk te bemoedig, skryf Paulus vir hulle die volgende in Romeine 8 vers 28. En ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. Hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Paulus probeer so hard om hulle te kry om aan die groter prentjie te dink en te gaan, God is besig. Ek weet julle seisoen is moeilik, maar God is besig. Nou, ek wil julle bemoedig dat wanneer jy in jou seisoen is, moet jy ook weet, God is besig om alles ten goeie te draai vir die mense wat hom liefhet. 'n Tweede punt of ding wat ons kan leer is, leer die les en maak die aanpassings. Jy kan nie beheer wat jou kant toe kom nie, maar jy kan beheer hoe jy gaan reageer op dit wat jou kant toe kom. Ek wil julle bemoedig dat jy nie jou seisoen, dat jy nie jou chaos sal sien as 'n probleem nie. Want dit is eers wanneer jy besef dat jy chaos het, wat God dit in orde kan kom sit. Moenie jou seisoene sien as 'n probleem nie. Daar is dalk 'n rede hoekom jy in hierdie seisoen is. Vra die wil van die Here, probeer agterkom wat is die rede vir hierdie, sodat jy kan leer. Paulus was in 'n moeilike seisoen gewees in sy lewe en hy het ook die Here gesmeek om hom iets te leer. In 2 Korintiërs 12 vers 8 tot 9 sê dit, 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Hoor mooi wat sê Paulus hier, so hy sê, hy het gaan vra vir die Here dat hy hierdie tekortkominge wat hy het, van hom al sal wegvat. Maar God het gesê, my genade is genoeg. Jy sien, die ding is baie kere maak ons staat op onsself. Ons fokus op onsself om iets te laat gebeur. En dan gaan God ons in 'n seisoen sit wat ons sal help om op hom staat te maak in plaas van onsself. En dan 'n laaste punt is, beleef die groei. Wanneer jy verstaan wat God jou wil leer tydens jou seisoen, kweek dit moed en inspirasie om te weet dat God steeds deur ons en met ons werk. Help dit ons om te weet dat hy nie teen ons is nie, maar vir ons. Hoor wat sê Hebreërs 12 vers 5 tot 7. Julle het ook vergeet van die woord van aanmoediging wat tot julle as kinders van God verrig word. My kind, jy moet dit nie geringskat as die Here jou dissiplineer nie. Moenie ontmoedig word as hy jou aanspreek nie. Die Here dissiplineer juis die mense vir wie hy lief is. Hy tig elkeen wat hy as sy kind aanneem. Wanneer God julle as sy kinders dissiplineer, verduur dit dan as deel van sy opvoedingsprogram. Watter kind word nie gedissiplineer nie? In hierdie stukkie praat die Hebreërs skrywer van 'n opvoedingsprogram. Ons is baie kere in seisoene waar ons deur 'n opvoedingsproses moet gaan, sodat ons nader aan die Here kan kom en meer soos Jesus lyk. Nou, dit is nie noodwendig lekker nie, maar sodra jy verstaan waarin jy gaan verander, beleef die groei, aanvaar dit en laat dit jou inspireer. Met dit in gedagte, kom ons gaan in die vrae in en ons bespreek dit lekker saam. Tot volgende keer, totsiens.